Ek deel vandag 'n storie met jou oor 'n jong meisie wat in die hospitaal opgeëindig het. Sy vertel dat sy die aand voordat sy opgeneem het, regtig nie lekker gevoel het nie en ongemaklik was en heeltyd gebid het en heeltyd die Onse Vader gebid het. En toe sy eventually by die hospitaal kom en hulle haar opneem, toe het hulle haar ingelig dat sy 'n probleem het met haar blinde darm. Ongelukkig werk het toe so dat dit baie lank vat vir die dokters om by haar uit te kom om haar te opereer. En mense kom bid saam met haar en mense encourage haar oor die foon en sy is maar bekommerd want sien hierdie dogter se mamma is dood in 'n operasie. So in haar agterkop wonder sy heeltyd gaan sy hierdie operasie oorleef. En sy sê hulle vat haar in om te begin met die operasie en toe vat die dokter eers 'n breek en gaan eet eers en toe in die oggend 2 uur en besluit hulle gaan nou opereer. En sy vertel die rustigheid wat sy ervaar het, van sy het die Here tasbaar ervaar. Sy vertel hoe sy gesien het hoe iemand by die deur inkom by die teater kamer en by haar op haar bed kom sit het en haar hand kom vashou het en vir haar kom sê dat sy alright gaan wees. En sy sê al die pad tot die operasie klaar is en sy terug in haar kamer is, het sy heeltyd hierdie persoon of hierdie wese ervaar wat by haar is en op haar bed sit en haar hand vashou. En dit het haar so rustig gemaak en die persoon het heeltyd vir haar gesê dat sy alright gaan wees. En die volgende oggend toe sy wakker word, toe sy nog steeds daar en toe hy sien sy is okay en sy is wakker, toe het hierdie persoon verdwyn. En ek weet daar's baie mense wat oor baie maniere sal dink hieroor, maar ek glo in my hart 100% dat daai wat die Here van praat in Psalm 91 vers 11 is die waarheid. En dis dat hy sy engele sal opdrag gee om ons te kom oppas en ons te beskerm. En ek glo dat die Here het hierdie dogter, hierdie jong meisie beskerm deur haar operasie en haar net rustig gemaak. En nou na die tyd toe ons hoor dat haar blinde darm gebars het en dat dit eintlik 'n verskriklike gevaarlike plek was vir haar om te wees en dat sy dit oorleef het, weet ek dat dit ook 'n wonderwerk is. So ek wil vandag daarmee bemoedig. Dit wat die Bybel sê is waar. Ek glo dit 100%. En as die Here sê, hy sal engele stuur om ons te kom beskerm, hy sal hulle opdrag gee. Hoe kan ons dan nie anders as om hierdie storie te vat en te glo dat God ook hierdie dogter beskerm het? Mag jy weet dat die Here in beheer is en dat as hy kies om mense te beskerm, dan doen hy dit op sy manier. En mag ons 'n dankbaarheid hê. Hierdie dogter sê sy is so dankbaar om te lewe. Mag ons net weer opnuut dankbaar wees vir die feit dat ons asem in ons longe het. Daar's soveel mense wat dit nie meer het nie. Soveel mense wat wens om 'n vol lewe te kan hê, wat so siek is en mense wat doodgaan om ons. Mag ons vashou in die wete dat ons dien 'n goeie God en dat hy vir ons uitkyk en ons beskerm. Ek hoop jy het 'n lekker dag.